Hierdie is take 2 by the way. Ja. Ons is baie mal oor klank en ek belowe ons is professionals. So sê ons. Ons het letterlik nou die afgelope halfuur nou gesukkel net om die setup reg te kry. Maar ons is nou hier so. Ja. Hallo Willem. Hallo Enko. Twee Kaapenaars dat ons nou Zita se podcast moet oorneem. Die twee Boland boetjies. Die twee Boland boetjies. Boetjies. Ja. Welkom. Ja, welkom by die podcast wat hopelik 'n naam het. Ja, ons weet nog nie wat die naam is het. Hooplik net is dit 'n naam. Ja. Ja. As daar 'n intro is, cool wat wat sê Gaal wys al iets in die ek moet in daai kamera kyk. Ons moet ons daar nervaal, ons moet kyk. Ek kyk heeltyd na hierdie kamera. Dankie. Anyway. Dit gaan sover baie goed, Willem. Ja, okay. So welkom by hierdie naam. Hierdie is die podcast naam. Ons is baie positief dat dit nou al 'n naam gaan hê. Ons mos klomp the size of mense. So Henku, Hallo. jy het onlangs verjaar. Ek het onlangs verjaar. 27. Ek Dis is lekker. 10 jaar jonger as jy. Ek check nie as jy so baie nie. 10 of 6. kom ons gee nie my ouderdom weg hier. Ek het dit lekker naweek gehad, obviously. Dit is altyd lekker om te verjaar. Mense bederf my baie. Julle het my bederf. The flippin' nice bottle rum. O ja. Yes, is Het jy nice. het gedrink al? Nee, ek hou dit vir 'n special occasion. Jou verjaarsdag is 'n special occasion. Ja, fair enough, maar ek weet nie, soos van ek I don't know. Soos van ek wil net die bottles soos admire vir nou. Uitstal Ja. in jou nuwe woonstel. ja, ek gaan trek ook. Klomp life decisions wat nou gebeur. Nie uit Bloem uit nie, net na 'n ander Ek woonstel. ek is nog steeds in Bloem. Ek het al klaar genoeg getrek. Of van die Kaap af Bloem toe getrek. Ek gaan nie nou weer nog wil trek nie. Maar ja, dit is soos ek nou vroeër gesê het, soos hoe ouer mens word, hoe meer besef jy net soos van okay, soos ek voel nie ouer nie. Ek voel dalk jonger. En dit is my net nog 'n ouderdom. Dis net 'n special dag. Ek en jy het laas gepraat soos van wanneer mense soos 30, 40, 50 bereik en dan begin is soos Ja, soos bietjie meer. 'n mooi ronde getal dan. Ja, dan klink getal. as dit is significant, ja, nou is ek soos 27. Ja, Ek sê 21 nie. Ek sê 25 halfpad 30 toe nie. Jy's nou aan die verkeerde kant van 20. Ja. Soos van die knie raak seerder as ek opstaan in die oggende. Wag tot jy 30 raak, dan Maar asof mense die expiry date sit, soos van sodra jy 30 raak, dan raak alles erger. Dan is die hangovers erger. dit is horrible. Dis nie erger nie, dis horrible. Dis soos ek drink 3 biere en dan voel jy dit dan volgende oggend. Ja, of 'n halwe bottel wyn en dan dit Oei, nee, okay. so geniet dit nog terwyl jy kan. Dankie. Nee, ek sal try. Okay, wel. Moet gaan ons nou ons notas. Ons gaan inspring. Ons het notas. Ons is actually voorberei vir hierdie ja. episode. Wat nooit regtig 'n ding is nie. Ons wing dit maar gewoonlik. Soos alles. So kom ons begin met die eerste topic. So ek en jy doen trouvideo's. Ja. Wedding films. Ja. En obviously kry mens soos meerderheid kliënte soos jou soos net standaarde kliënte Ja. neem hulle staf af, jy deliver vir hulle die video en dan sit klaar. Ja. Maar baie keer kry jy kliënte wat vra See where this is going. vir die raw footage. Oef, So hoe voel ek daaroor? Nee. ja, so hoe voel jy as die client vir jou vra vir die raw footage? Wel, kom ons sê voor die tyd en na die tyd, want ek het my opinie daaroor, maar Het jy al so experience gehad? ja, Ja, ek het al paar. ek eintlik soos shocked hoe baie is dit gebeur. Rare. Jy weet, want kyk vir jou, ek sien dit so, nee. Gestel jy gaan nou na 'n restaurant toe, nee. Jy bestel nou hierdie succulent burger en chips. Jy enjoy die burger. Dis baie lekker en jy indulge dit en jy eet dit op.
great, baie lekker. Jy roep die waiter en jy sê, hoor hierso, ek soek nog so een. Dit was so lekker geweest. Bring dit weer vir my, maar die keer moet dit nie maak nie. Soos bring die rou maalvleis. Ja, bring die ingredients. Ek sal die patty press. Ek sal die ding soos bymekaar sit en alles. Of beter yet, ek sal dit net so rou eet. ek sal die droë burger bun eet en ek sal die rou. Ja, laat ek dit. Soos dit was lekker, maar laat ek die burger mekaar sit. Ja, dis hoe ek voel daaroor. Soos Ek sou dit vergelyk dit met soos hierdie amazing soos dish wat jy nou gemaak het. Soos kry die chef dat hy vir my die resep neerskryf. O ja, dis nog 'n ding. Ek gaan nie soos wys hoe ek dit maak nie. Ja. Soos van ja. Soos dis hoe ek twee goed hoekom ek nooit die rol wil stuur nie. Een, want baie van die rols lyk lelik. Dit lyk soos min mense weet dat die foto's voor die tyd is nie mooi nie. Soos ons sit dit op 'n setting Ja. dat dit so manier is dat ons dit kan so edit, veral met foto's nou. Ja. So ja, ek meen daar's 'n groot deel van 'n produklewer is post-production. Ja. Soos It's kind of part of the process. ja. Het jy soos 'n experience gehad waar mense vra vir die rol? Ja, dis nie so gewoonlik wat ek doen en was nou vir raw video. Okay. En die ding is soos van video, ek verstaan half hulle waarvan hulle kom, Okay. want hulle soos ek deliver gewoonlik soos kom ons sê soos 'n 3 tot 10 minuut highlight video. Okay, ja. En jy weet baie keer dink ek sal dit like om te sien wat daar miskien nog was ja, of okay. stuff om na terug te kyk. Ja, so ek verstaan hoekom hulle dit so wil hê, maar ook bygesê soos raw video is net soos hierdie grys Ja. video. Daar is geen color, daar's niks mooi aan dit nie en dis soos ek dink party mense weet as hulle raw video kry nie. Ja. Dis gewoonlik soos neem af en dan is daar stilte en dan is dit soos kyk vir my, hallo, waai, doen dit, verstaan dan daar's gaan die kameras soos ja, en dit is Ja. en dan ja, so dit Ek dink baie mense moet verstaan ook wat raw footage is. En ons praat van raw footage, soos ons gooi dit baie gereeld daar uit en hulle hoor net raw footage. So hulle dink nou seker net ons compile dit bymekaar en hulle soek net soos alpha home video tipe vibe. Wat in 'n manier soos baie cool is. Soos van ek dis nogal nice. Maar ja, soos as jy gaan raw footage kry, dit gaan nie you'll be disappointed. ja, Dis die ding. Ja. maar gewoonlik wat ek doen is ek sal vooraf by hulle hoor, Ja. soos of miskien sal hulle my vra, kan hulle die raw footage kry. En as ek vir hulle sê, okay, ja, sure, ek kan dit miskien als in soos 'n lang video sit of ek kan dit color grade, soos 'n generic color grade gee en dan die video's export en dit so gee, maar ek charge extra vir dit, obviously. Ja, want dit is extra moeite wat jy inset en dit is extra produk Ja. wat jy gee. Ja, en die ander ding is soos dat dit soos ek stuur my wedding films gewoonlik deur Retransfer. WeTransfer, want dit is die maklikste en die vinnigste en dan kan hulle dadelik kry. So as ek daai raw footage by gaan sit, dit jy weet, ons praat nou soos van as ek 'n wedding film as ek klaar afgeneem het en ek copy dit na my rekenaar toe. Dis gewoonlik soos tussen 30 en 100 gig. Ja nee, ek hoor terabytes se storage. Ja, so dis die ander ding wat hulle ook baie keer van vergeet is soos Ja. dis nie gou vinnig kan ek gou op my 2 gig USB stick oor copy nie. Is die ding wat nou seker nou in 'n nuwe vraag nou develop. Hoe verkies mense deesdae om hulle soos produkte ontvang? Soos is WeTransfer en clouds en goed nou soos the way to go? Of verkies mense gewoon ook die conventional USB drive of So dit is hulle redenasie soos van dis nou way off topic, maar soos
beter, soos 'n CD of op Spotify luister. Ek het mense gehad wat my gevra het, kan ek hulle troufilm op DVD sit? Rarig. Ja. Jessie. En dit hang maar eintlik van die kliënt af dink ek. Soos Ja. ek is obviously soos ek is 'n gamer, ek is 'n Ja. editor. My Ekskuus. soos my hele kantoor en alles is uitgereg, very high tech. Jy weet ek het vinnige internet en al dit. Ek is maar 'n geek en 'n nerd, maar so ek like stuff, jy weet, soos onmiddellik kry en ek het die facilities vir dit. Jy weet, ek het groot harde skywe, ek het vinnige internet, so ek kan stuff van WeTransfer aflaai of so. So dit werk vir my die beste. Maar ek dink dit hang af van kliënt tot kliënt. Soos ek het kliënte wat al gevra het vir USB sticks, want hulle wil dit soos in hulle TV druk en daar speel. Meeste mense verkies die WeTransfer. Baie mense doen private YouTube links ook. Dit is ook baie nice. Dit is ook nogal 'n thing wat nogal nice is. Ja, ek kan amper sê ek doen dit. Ek moet dit ook eintlik meer gereeld doen. Soos ek sit met 'n catalog van seker soos 10 wedding films wat ek net nog nie op my YouTube gelaai het nie. Maar gewoonlik stuur ek dit vir hulle eerste en dan later sit ek dit op YouTube. Okay. Tensy hulle miskien gevra het, "Hey, kan jy dit op YouTube sit want my tannie wat in Ierland bly wil dit kyk." Ja, dis wat so cool is daarvan, want jy kan soos as jy internet het, soos van gaan op die link en jy bly dit. Ja. Ja, soos times change. Maar ek weet nie, miskien kan julle vir ons sê in die comments of wherever, soos hoe verkies julle. En as jy nie saamstem asseblief laat weet ons. Want dit help vir engagement. Ja. maar ek is nie soos ek dink onder baie fotograwe en videograwe soos om terug te kom na jou raw footage toe. Soos dit voel half 'n bietjie taboe in 'n sin. Maar dit vir my persoonlik is dit nou nie so erg nie, maar ek dink as ek 'n fotograaf was, jy weet, I don't know, dit sit nie reg met my nie. Ja. Ja, sorry kliënte wat dit al vir my gevra het. Ja, Volle 2 mense het al vir my gevra. En ek het ook wel vir hulle gesê hoekom ek dit nie wil doen nie. So en is maar dit is 'n fotograaf se seertoon, Ja. I guess. Praat in fotografie. Jy het gesê jy kyk nou na 'n nuwe kamera. Ja, of net 'n kamera. 'n kamera, want net voordat ek Bloem toe gekom het, toe was ek gemaak en toe was my kamera gesteel. Ja, so dankie Saps dat jy dit so baie moeite gedoen het om te kyk daarna, maar anyway. Ek obviously soos van ons almal Sony mense, so ons nou 3 Sonys wat nou hier is en dis goed om is 'n kamera te hê wat compatible is met ander goed. Carl is die enigste een wat iets anders te het. Hy het 'n Fuji. Wat nog steeds baie nice. Wat 'n nice kamera is, ja. Obviously Canon is nice, Fuji is nice. Nikon is nice, julle. Ek geen om wat jy sê nie. Nikon is nice. Ek het 'n Nikon gehad. Soos van stop, dis is Nickelback. Soos van stop the hate. Ja. Ons weet nie waar die hate begin het nie. Iemand het ergens iets gesê. Ja, iemand het gesê soos van Nikon is baie te quality en dit was snaaks geweest, nou is dit 'n meme. Nou is van mense dit ernstig op. Nikon is nice. Soos ek dink ek sal to the death, ek sal Nikon defend. Ek bedoel Nikon is een van die min kameras wat in medium format kan shoot, soos daai sensor size. Dit is en daai goed weeg ook soos weet nie hoeveel kilogram nie. En ja, dis is eintlik nogal swaar. Een wat ek gehad het was nogal heftig. Ja. Maar ek bedoel dis nice foto's, soos jy kan na enige foto's kyk en ek beloof jou jy gaan sukkel om te kan sê. Kyk, die een ding wat ek besef het, soos van Nikon is nie die beste hybrids nie. Hulle is soos specialized in foto's. Wat ek meer doen, ek doen meer, ek's beter in foto's as wat ek is in video. Ja. So, maar hoekom ek altyd kyk na Sony's, van ek meen, as ek byvoorbeeld net die body kry, soos van, dan kan ek soos lense by julle leen, of wat ook al. Maar, soos, wat sou jy sê, is soos, hoe sê ek dit? 'n Kamera wat goeie quality is, high megapixel, soos affordable. Okay,
als ek al iPhone. Hang wat jy wil doen. So ja, die ding is ek wil nice foto's neem, ek wil kan video's neem en ek wil 'n goeie produk lewer en ek wil nie my bank breek nie. Wat to be fair enige kamera actually sal doen anyway. So dis nou so wat jy sê is want jy het 'n i7C. So ek het onlangs ge-upgrade. Ek het van 'n i7C toe gegaan na 'n i7S3 wat soos van Sony se soos top videokameras is. Ek wil net sê dis 'n video kamera predominantly. Hy kan foto's neem, maar dis mainly soos vir video. So wat maak dit beter in video? Klomp goed, soos hy is baie goed in low light. Ja. En hy kan 4K 16 neem sonder crop. 4K 120. Oh, wow. O ja, jy's reg. Ja, 4K 120 en dan kan hy HD 240 doen. Ja. Sure. So very high specs. Okay. Die low light is nogals die grootste positive ding van die kamera. Dis maar die mainstay want gewoonlik kameras goedkoper is dat jy verloor iets ergens. Dis waar. So is my i7C great kamera, maar 4K 30 maximum en meer megapixels. Dit was 'n 24 megapixel kamera. Dis nie sleg nie. Nee, dis actually great, maar omdat hy so small form factor is, was hy nie great soos hy het 'n baie klein eyepiece. So jy gaan maar meestal die screen met shoot. Maar dit was vir my seker die beste hybrid kamera gewees want dit is technically 'n i7 III net in 'n kleiner body. Okay. Ja, ek gebruik dit soos jy het 'n i7 IV gekry onlangs. Ja, dis 'n nice kamera. Dis 'n baie nice kamera. Ek het nou die dag foto's geneem saam met jou. Ja, maar ek het net soveel pret met daai kamera. Dis die megapixels is is dit 48 of wat? Nee, ek dink dis of 45 of 33, iets is dit. Ek kan nie onthou nie. Maar dis hoog en dit vat baie spasie. Ek het nog agtergekom. Maar dis nogal duur, is dit nie? Ja, dis 'n duur kamera, maar weer eens dis soos wat hy doen. Hy's baie goed met wat hy doen. Dis 'n baie great hybrid kamera. En hoeveel jy tweedehands? Hoeveel? Second hand. Soos hoeveel jy daaroor? Soos ek stel dit actually voor. Soos as jy iemand is wat nou in video fotografie wil begin, dan sal ek sê kyk eers na die second hand market en daar's baie websites waar mense kan gaan kyk. Cameraland, Camera World, OMS. Daai se 3 wat ek van weet dat ek die meeste wat ek sou vertrou eerstens. Facebook Marketplace is 'n bietjie sketch. Soms jy moet net verstaan wat jy moet nie jy moet die tekens weet. Soos as die persoon se profiel soos net 2 jaar oud. Ja, het hulle soos laas maand die profiel gestig like die foto so klein bietjie blurry en sketchy. Ja, like is 'n gescreenshot. Ja, klomp goed. Ek was al een keer te veel gescam, so ja. So, maar ek wil kyk ook miskien soos is daar soos 'n local soos fotografie groep of so. Miskien is daar iemand wat 'n kamera daar verkoop. Okay. So ja, dit second hand dis nie sleg nie. Okay. Jy moet maar net weet goed soos jy gaan nou nie 'n warranty op dit hê nie, soos iets gebeur dan sit nou maar so jy take some you lose some. Ja. Jy weet. Ja. Maar nee, ek like ek verkies second hand baie keer. So ja. Ja, ek sal maar kyk. Dalk raak ek op met 'n Nikon. En as niks fout daarmee nie. Ja, dankie. We will love you still. We listen, we don't judge. Ja. Wat is volgende nota, Willem? So smooth. Gewerk saam met mense wat met die red geskiet het en dit is 'n behemoth van 'n masjien. Dis ek wou nog altyd die red vasgehou het. Dis ek nog nie vasgehou nie. Ek dink hulle het my toegelaat. Ek was met 'n production assistant gewees. Maar dit is nogal
is nogal sexy, gaan vir jou oké. Ja, Dus- so vir die wat wonder, 'n RED kamera is soos een van die beste soos kameras net voordat jy na actual film Ja. cameras toe gaan. En dit soos daai kameras, soos hulle kos soos 500,000. Ja, of dat something. is insane. Dit is ek wil probeer vergelyk. Dit is soos die Mercedes van kameras. Soos of kan jy beter vergelyk? Ja, ek soos so byvoorbeeld kom ons sê 'n Alexa film camera is soos 'n Bentley. There we go. Dis Ja, dan is RED soos die topklas Mercedes. yes. Ja. Ja. Ja, dit is nogal nice. En toevallig het kos ook seker soos of dieselfde as 'n Ek Mercedes. dink actually ja, jy van jy kan letterlik 'n Mercedes koop vir daai prys. So ja. Baie Right. cool. Maar as jy 'n beginner is, moenie 'n RED eers koop hê. Nee, moenie. Maar ek het al mense gehoor ook soos laat hulle maar die beste quality koop dan hulle verkoop dit weer aan ons vir 'n beter prys. Ja. Ek dink as ek 'n beginner was, ek sou net soos 'n lysie wou gemaak het nou vir hierdie, maar as ek okay, so Ooh. as ek 'n beginner was, soos kom ons sê met foto of video, Okay. dan goed waarna ek sou gekyk het was miskien 'n tweedehandse kamera, want dan kry jy nog steeds goeie quality vir 'n Okay. goeie prys. Kyk gewoonlik vir iets wat meer as 20 megapixels het. Ek dink die going range deesdae is 24 megapixel. Kan dit ten minste HD 60 doen, high definition 60 Okay. frames. Ja. 4K is 'n bonus, maar dit is nie altyd Yes. nodig nie. Ja. Kry jy 'n decent tripod, Ja, nie iets wat jy van Temu af bestel het wat gaan omval vir die fynste wyntjie nie. ja, nie van daai wat soos ingemaak is vir 'n selfoon nie. Ja, Soos- nee, moenie vir dit gaan nie. So Ja. decent tripod, iets wat sterk is. Die price range vir sulke tripods is gewoonlik so by R2000. Ja, dis maar waar jy kan spend. Ja. En is jy 'n camera strap ou of nie? So wat ek het deesdae ek verkies soos 'n rust, soos 'n gewrigstrap. Dis want ek as dit om my nek is en dan is dit soos as ek dan buik ek en dan dangle die ding en dan is dit van gaan die ding soos swing en als so as dit op my in my gewrig is, ek hou dit vas, ek is soos mobile en so ja, jy moet some sort of support hê. So vat eerder 'n neck strap as wat jy niks het. Ja, maar baie kameras kom ook met neck straps by ten minste. Ja. Ons het nou dalk soos die fancy peak design neck straps, Ja, maar, ja. maar daar's ander redes hoekom dit cool is en duur is, maar 'n ander nice ding van 'n neck strap is as jy video shoot en jy het nie 'n gimbal nie, dan hang jy die neck strap om en dan druk jy hom net vorentoe en dan het jy 'n bietjie ja, 'n bietjie van 'n Stabilizer. Ja. Nee, dis ook om ja, maar okay, maar ek het meer met foto's as nou Yes. dat met video het ek so min wat ek nie 'n gimbal het nie. Soos ek voel vir 'n beginner jy hoef nie 'n duur gimbal te begin mee nie. Zion byvoorbeeld, so 'n Chinese brand. Ja, Maar dis nice. Ek het al baie nice gimbals gesien soos dit. ja. En dis ja, is gewoon die eerste ding wat jy sê into video wil gaan. Ja, definitely. Een van 'n gimbal. En lens, dis eintlik waar ons moet begin. Wat se soos 'n goeie beginner lens? So my ding, so toe ek begin het, Okay. het ek 'n 35mm prime van Sigma gekoop. Alright, wat se aperture? So 35mm f1.4. Dis goed. So that's 'n amazing lens. Goed vir low light. Ek dink actually dis Dis hierdie een. Dis hierdie een. Dis hierdie een. Ja. Wat is nou wat ek nou aan kyk? Ja. ja, very nice Was lens. dit die eerste lens? Dis my eerste lens. Dis gewees. 'n Nali een. Ja, Lani. want ek het soos YouTube video's gekyk en dis dit soos jy weet daai tipiese dis die tipe lens wat ek Ja. en toe kry ek vir my 35mm en dis tot vandag nog steeds een van my dis my gunsteling lens daai. Ja. Daarna toe kry ek 'n 16mm maar as 'n crop lens. So daai lens is full frame. Ah, Toe okay. kry ek 'n 16mm crop lens wat dan tegnies 24mm is en dis die een op. Ek dink Waar jy was is dit die nog op nie hier? so nie. Okay. Hy was voor hier en op gewees. Ja, maar ja, nie so mal oor daai lens gewees nie. Baie min gebruik. Is maar net die regste wide
shot. Ja. Dit maybe. Maybe, maar ek het dit baie min gebruik. Ek het baie min use gehad vir dit. Okay. Toe kry ek vir my 85mm. Ek hou van daai lens. Daai lens is beautiful. Daai lens is baie nice. Ja, as die foto's wat jy Ja. naweek geneem het, Och, was net dis- geneem. dis- Dit was lovely. 85mm f1.8 van Sony. Ja. Beautiful lens. Tweede gunsteling lens. Nee. Okay. Toe ek vir Zeta begin werk het, Mhm. toe begin ek baie met haar gear obviously shoot en sy het 'n Tamron 28-75 en dit was die eerste keer wat ek nou met 'n variable zoom lens werk met 'n decent aperture. Okay. En ek het net soos hierdie lens gelove. So jy sê dan sê daai 2875. Oh, absolutely. Soos Ja. 28-75, jy kry partykeer 24-70 of so iets daai range. Ja. F2 of F2.8. Ja. Want ek het toe vir my een tweedehands gekry en jy kan daai lens basically soos vas glue aan my kamera. Letterlik. Soos Dis eintlik die beste variable lens wat jy gebruik vir everyday use. yes, Ja, want as jy dit na 75 toe gaan, bly sy aperture dan F2.8. 2.8, so Ja. gaan nie op hê. So Dis ja. dis nice. So dis wat cheaper soos kit lenses doen is as Ja. jy inzoom dan gaan die f-stop soos na f5.6 of iets toe en dan Ja, dan moet jy alles adjust. ja, jou jou lighting en al daai stuff moet jy weer change. Ja. So ja, ek sou Dis wat jou 200 lens doen. yes. So as jy by 200 is, dit so. So basically hoe verder jy inzoom, hoe moeiliker is dit om die aperture laer te kry. Ja. So ek sou gegaan het vir iets soos daai. Okay. En, spaarbattery. O, jy het definitief meer as 'n battery nodig. Ja. Definitief. Dis non-negotiable. Ja. En memory cards. Wel, doen altyd jou research. Party kameras het high speed memory cards nodig. Ander kameras het nie. So doen net 'n bietjie research oor wat se memory card jou kamera nodig het. Maar probeer dan is daar nog iets wat ons gemis het? Dan daar's so baie as ons nie nou ophou nie kan ons Ek vir weet jy, 2 ons ure gaan lank 2 praat ure oor lank gear. praat daaroor. Soos daar's ander stuff soos ND filters en UV filters en Ja, dis bietjie meer soos van kom ons Ja. as nou een beginner nou kyk en raak bietjie overwhelmed met al die Ja. goed. Ek het 'n vraag om te vra. yes. Hoe gereeld gebruik jy ChatGPT? Hoe gereeld? Baie man actually. Ek gebruik dit elke dag. Rare. Ek gebruik dit elke liewe dag. Dit het al op so 'n punt gekom waar dit vir my Google vervang. Letterlik. En dit is ja, Google het nou hierdie Gemini ding wat soos vir jou opsomming gee van wat ook al jy Google. Maar obviously ek soos help net dit met die social marketing en alles met captions is dit soos sort of my go-to ding om te doen. Jy moet net leer om die regte prompts te gee en so aan. Ja. Edit sommige goed en een ding wat ek geleer het van ChatGPT dat 'n baie shit sin vir humor. As jy moenie vir ChatGPT vra om 'n snaakse joke te vertel Ja. of met 'n funny caption. So dis van dit AI is nog nie goed genoeg daarmee nie. Maar hoekom ek hierdie vra is AI. Soos mense is bekommerd soos hulle gaan almal soos jobs oorvat en als in 'n sense dit al klaar doen in baie aspekte. Maar soos vir ons wat in 'n manier soos half bedreig is vir AI, soos van moet ons dit dan soos half embrace AI en 'n gebruik tot ons voordeel of moet ons dit avoid en soos wat jou gevoel want ek weet nie weet van Sora ek weet nie hoe dit uitgespreek word. Do you know about that call? Sora. Video generation AI. So jy gee 'n prompt en dit gee vir jou 'n baie high quality shot. AI shot. Ons is daai hondjies wat nie sneeu gehardop het en daai tipe Ja, jy kan letterlik enigiets doen. Sommige is soos beter kwaliteit as ander. Dit baie van dit lyk soos stock ja. footage. So in 'n sense vervang dit baie keer stock footage. Soos hoe voel jy daaroor? Ek voel as jy
in die creative world is en jou werk voel of jy voel miskien bedreig deur AI. Is dit lelik as ek sê soos miskien is jy in die verkeerde bedryf? Ek weet nie. Ek het tog iets nou gesê soos dan is dit jou probleem. Nee. Want ja, soos as jou werk nie goed genoeg is op so 'n punt dat AI net so goed of beter as jou werk kan wees nie. Dalk moet jy soos net 'n beter job Ek weet nie. Dit klink baie hard. Ek dink so die ding van AI en ons het nie soos die creative world is. Soos ek voel nie bedreig dat daar 'n AI gaan wees wat nou iewes skielik video editing kan oorneem nie. Inteendeel gaan ek verlig wees want dit is soos okay, cool. Daar kan ek hierdie AI gebruik om hierdie spesifieke tipe video vir my te help edit. En dan kan ek daai tyd spandeer aan ekstra goedjies soos bietjie meer tyd aan color grading of fancy effects gebruik of iets. Ja. So ek voel AI is daar om hulp te gee. Eerder as om te vervang. Yes. Want dis sal eerder enhance as wat dit sal. Want wat my experience met AI met die fotos, Lightroom het nou hierdie function, die generative AI. So soos van julle vir my foto's gestuur wat ek mos geëdit het van soos 'n huis en toe was Willem se letterlik in die spieël en al is net Willem in die spieël. Al wat ek doen, ek klik net op jou en dit generate soos van ek sien dis 'n persoon en ek kat dit uit en soos van Bob se uncle as en dan dis fine. Dit spaar baie tyd nie met die edit nie, maar soos op vinniger delivery. Ja, en op set ook. Soos van as ek nou in plaas van dat ek nou ek moet nou soos nou mooi dink hoe ek nou hierdie angle gaan kry sodat ek die reflection nie hoef te wees nie. Waar dit nou soos daar spaar ek 10 minute. Okay, ek van in die shot, ek is okay om die reflection te wees. Ek sal later net soos fix dit. Dis net soos time consuming is nie meer 'n ding nie. Ja, dit is I'll fix it in post. Fix it in post to a next level. Wat gewoonlik nie soos editor se gunsteling ding is om te sê. Ja, gewoonlik die reël is doen dit reg die eerste keer. Ja. Om die editor te spaar, moeite te spaar, maar nee, AI dis nie daar soos byvoorbeeld ek en my meisie het nou die dag toe loop ons en daar was wil nie die plek uitkom nie, maar daar was iemand of sekerlik het iemand al by 'n kunstefees of so geloop en dan sal soos 'n stalletjie wat nou miskien soos AI generated kuns verkoop. Ja. En dit voel bietjie icky vir my. Ja. Want kuns is so 'n persoonlike ding. En AI is nie bedoel om daai te vervang nie. AI is daar om soos vir jou te help en inspiration te kry of references te kry of so. Maar ja, ek is nie 'n fan van mense wat net soos AI en is nogal dit sak nogal want jy weet presies wie hulle target daai AI soos mense wat nie weet dat dit 'n ding is nie. Ja. Nie ouer generasie. Dit nou sê maar wat dit is. Soos ek sal 'n video wys van 'n flippin kat wat klavier speel. En my ouma byvoorbeeld sal dink soos van, "Jesus, wie het hierdie kat geleer klavier speel? Hoe talentvol." Weet jy sulke goed, soos van hulle exploit mense se onkunde. Yes. En dan dink hulle soos van, "Oh wow, hoe mooi is hierdie kunswerk." Maar majority van ons weet dat daai is AI generated, soos van dis kind of nogal frowned upon. Ja. En ek baie. Maar ek voel daar's nogal baie soos ek voel ek dink dit gaan oor 5 jaar wees wat ons nie meer AI gaan soos distinguish tussen real life en AI nie. Ek dink gaan baie vroeër wees actually. Think as soon as like next year, 2 years. Want as jy nou kyk na die goed, soos van AI is nou slegter as wat is nou die slegste wat dit ooit sal wees.
En dit is al klaar pretty good. Dit is al klaar pretty good. Dit gaan al klaar nie beter raak. Het jy daai video's gesien van Will Smith wat spaghetti Ja. En is wat 'n jaar verskil? Ja. Soos dit is nogal insane. Dis so dat ek dink Elon Musk het hierdie vergelyking gemaak 50 jaar terug toe die eerste game uitgekom waar jy soos daar's so 'n balletjie op die skerm gaan en waar jy net soos die balletjie moet rondbounce. Dis die eerste game, dis 50 jaar terug. Soos ons ken nou mense wat ouer as 50 jaar is wat nou in ons mede is. Soos imagine nou oor soos 10 jaar hoe tegnologie dan gaan develop en so aan. Dis ja, was al klaar robots. Ja. Daar's games wat jy soos sukkel om te distinguish tussen real life en Ja, ja, that's just a movie like. Ja. Ja, technology en daai goed dat grow exponentially. Ja, en soveel so as nou terugkom na die topic van die podcast, die filmindustrie. Tegnologie develop so baie dat jy eintlik forced is om soos elke 2 jaar te upgrade. Yes. Soos jy moet heeltyd net bybly met die gear. Ja. Ja. En dis daai ding van ek dink as humans ons is daai ding van survival of the fittest, soos jy moet kan leer om te adapt. Ja. Daar was so 'n great explanation wat ek een keer gehoor het van in die ou dae was daar soos yskaste voor dit was letterlik soos ek kom sê soos 'n houtkist of 'n ding gewees wat jy net ys in gegooi het. Ja. En dan het jy jou kos daarin gelos en dit koud gehou. En toe kom yskaste uit. Ja. En toe die mense wat daar was 'n besigheid, 'n business model waar mense ys na huise toe gery het en ys verkoop het. Ja. En toe wat daai mense gedoen het toe yskaste uitkom in plaas daarvan om te adapt met die nuwe technology, toe het hulle ek dink vinniger karre probeer koop om soos vinniger ys te probeer deliver. Ja. So daai dit soos die nuwe technology was wat is die woord? 'n threat. Ja. Gewees vir hulle werk. Maar jy moet kan adapt met dit ja. as om dit te fight. Ja, dit is mense wat soos jy kan die beste videograaf in die dorp wees met 'n en almal ken jou as die beste videograaf, maar jy was daai tyd het is die enigste ou wat 'n camcorder gehad het. En nou kom maar mense met soos eers met DSLR's en nou met mirrorless en jy stick met die camcorder, want dis wat jy ken. Ja. En mense gebruik jou nie meer nie, want anders dan like beter met die tyd. So as jy nie adapt nie, dan you'll never get there. Ja. So ja, leer AI is nie great nie, maar dit het sy doel. Ja. So Adapt with it. ja. Cool. Nou, gaan ons maar So- hier afsluit. Ons het actually alles nooit afspreek. Ja. Kom ons doen so vinnige 5 minute ding buite werk. Jy het nou 'n meisie. Ek wou gepraat het oor wrestling. Gaan ons dit actually doen? Ja. Oh, we're gonna do this. Oh, we're gonna do Ek this. wil later- Okay. Julle kan nou maar gaan. Ja, so sorry, ek love my meisie, sy's great, maar soos ek wil eers net gou vinnig praat oor wrestling. Dis julle kan nou maar gaan. As jy nie belangstel nie. Ja. WrestleMania is nou op pad. Dude, ek is excited en ook concerned. Waar is jy concerned? Want soos ek weet nie waartoe hierdie WrestleMania gaan En nie. dis die beauty of it though. Dis Ons is moerse wrestling nerds. Ja. En ons is soos ons sê dit nie vir almal nie, maar nou weet almal. No, it's out there, so nou moet guys net sowel nou maar dit embrace. Maar dis die beauty of it. Soos dis nou weet ons soos die vorige 2 WrestleManias, Cody Rhodes het die Royal Rumble gewen. Ek gaan Roman Reigns Ja. fight. Dis is van The Rock was daar so, jy weet, so die tyd het ons al klaar soos die main events soos half established gehad. Vir soos 2 jaar. Ja. Dis eintlik die normale manier om vir die opbou vir WrestleMania is om die unknown te hê. En
ja, wil jy 'n predictable WrestleMania hê of wil jy soos 'n curveball hê? Quick, wat soos predictions. Wat dink jy gaan Night 1 se main event wees? Night 1. Ek dink dit gaan Jey Uso teen Gunther wees. Met miskien Net hulle twee? maybe not. Ek dink dit gaan dalk of 'n triple threat wees met John Cena Okay. of 'n fatal four-way met ek weet net dink wie's dan nog? CM Punk? Miskien met CM Punk. En dan gaan dit soos 'n elimination style ding wees waar sodra die een gepin is dan uitgaan. So dan word dit 'n triple threat en dan word hulle gepin en dan is dit 'n one-on-one. Ooh, daar kan ook 'n klomp shenanigans nog wees, maar dit is nog steeds soos no disqualification. Yes. So daar kan nog steeds soos mense Interference en ja, daar gaan 'n overbooking mes wees, maar ek love it. Absolutely. Maar I'm all for it. Ek dink dit gaan Charlotte Flair wees. Met Tiffany Stratton. Maar ek dink nog steeds in daai match spanning in the works wees. Ek dink nog steeds iemand soos hulle self. Ja, imagine relatief verloor haar title voor WrestleMania en soos Angle self daarin. Ja. I don't know. Night 2. Oh wow. Sien ek weet of WWE weet wat hulle Night 2. Ek dink ook nie so nie. Ek dink dit gaan Cody Rhodes wees. Met John Cena. En ek dink Paul Heyman skuld vir CM Punk gegee. Ek dink hy gaan daar in Angle. So triple threat, John Cena, Cody Rhodes, CM Punk. En Cody Rhodes sal retain. Yes. En hy gaan heel draai. Oh nice. Ek like that. Ja. Ja, ek like jou nou. Ons stiek met daai. Ons fantasy boek nou. Okay, dankie dat jy ons indulge het. Dankie. Ja, dat ons bietjie kan uitnerd. So cool. Sit daar gaan nou hierdie terugkykers van ja, ek is so spyt ek het vir hulle likes gegee. Maar okay, dankie. Bye. O ja. Ons moet seker plug. Wat Okay, wag, ek weet wat. Net wat uitkom, wat gaan uitkom. So ons doen bemarking vir Hamansi Wildswees. Ja, die video sal nou die bemarkings die kaartjies sal nou al beskikbaar wees. Awesome. Teen die tyd wat hierdie nou uitkom. En Hamansi se socials sal die erns. Ek gaan die Wildswees bemark, soos @die Wildswees op Instagram. Dan jy doen hulle social media. Ek doen hulle social media. Is 'n baie cool line-up. Appel, Elof, Demi Lee Moore, Christine, Tamlin Wessels en Jan Raap. So 'n cool line-up. En daar gaan 'n sangkompetisie wees. So wat mense gaan doen, hulle moet inskryf, sing 'n cover, so dit op social media tag Hamansi Wildswees en dis hulle entry en dan gaan daar 'n voting proses wees. Ons gaan nog uitfigure wat dit is. En ja, dan gaan hulle kan optree by die Wildswees. En dan daarso gaan daar 'n wenner gekies word en dan gaan hulle kan perform saam met Appel op stage. Wow. Ja. Dis flippin cool. Wie dan daai initiatief gedink? Wow. Mooi. Nice. En het gelike so ja, so nou gaan ons dit doen. So ja, nogal cool goed wat line-up is 8 en 9 Augustus. Dis cool. Ja. Ek sien uit vir dit. Ja, jy moet nog edit, so. Ja. Dit gaan nog kom. Maar kaartjies is beskikbaar by Quicket. Sweet. Alright. Cool. Ek dink dit. Zita Films, wat sê jy? As jy koffie is op ons. Koffie is aan. Vir 'n consultation, social media, Zita Films met 'n Z aan die einde. Zita Films. Instagram en Facebook. Instagram, Facebook, daar's 'n TikTok wat nie baie aktief is nie, maar daar's TikTok video's. Daar's 'n TikTok. Ja, is wel baie. Maar majority soos op Instagram. Ja, en ons doen nogals cool stuff. Ja. Soos ek kry so baie komplimente van mense wat soos net vir my sê, "Dit lyk altyd asof jy so baie cool stuff doen." Ek sê, Ja, dis ja. En ons gaan seker nog clips
van die podcast gaan ons ook seker nou opset. Ja. Ja, nie oor die wrestling nie, maar Maybe, dalk sal wrestling niche ergens. maybe. So ja. Ag maar cool. Dankie dat jy geluister het tot hier. As jy het, Ek's jammer. ons sien julle in die toekoms. See you when I see you. See you volgende week. Nice. Goodbye. Bye.